Elke storie begin met 'n gesprek en elke gesprek het 'n sitkamer nodig. Hier deel ons lag, trane, drome en die dinge wat ons mens maak. So skink vir jou 'n koppie inspirasie, want vandag gesels ons met iemand besonders. Welkom by Sitkamer Sessies. Ek is Lucas Potgieter en vandag gesels ons met Myrna Brunet. Then he walked in like a storm in the night and lit up the room with a charm so bright. He stole my breath away with a single glance, and I knew in that moment I'd dance with his flame. Blame it on the Sunday night tequila for bringing back the heartache and the tears I've tried to hide. Blame it on the Sunday night tequila for making me remember the love I used to feel for you. Myrna Brunet, baie welkom by Sitkamer Sessies. Hoe gaan dit vandag met jou? Hallo Lucas, dit gaan baie goed en dit is my so groot eer om genooi te wees. Myrna, vertel vir ons 'n bietjie, waar het jou liefde vir musiek begin? Ek was 'n klein dogtertjie en Sonja Harold het by ons skool kom optree. En terwyl ons nou almal soos om op die saal se vloer gesit het, vra sy toe, wie wil met my dans? En Myrna Santos is sommer eerste en die enigste een wat op is. En ek en sy het heerlik gedans en ek het besluit ek wil soos daai tannie wees. Dis waar my musiekliefde begin het. Wanneer jy skryf of komponeer, wat kom eerste, die woorde of die gevoel? Die woorde. Die woorde. Altyd die woorde. Altyd. Wat wil jy hê mense moet voel wanneer hulle na jou musiek luister? Wel, my musiek is my storie. Dit is regtig alles kom uit my hart uit. So ek wil hê mense moet kan relate en ek kry dit dat mense na my toe kom en vir my sê jou storie is my storie. Ek voel soos wat jy voel. Werk jy graag alleen of verkies jy samewerking met ander kunstenaars? Wanneer ek skryf, werk ek alleen. Maar dis maar so lekker om optredes te doen saam met ander kunstenaars en baie keer dan sal ek vir hulle sê, okay, hier is my liedjie, dit is my idee. Dan sal hulle sê, okay, verander miskien daai sin, maar ja, ek verkies eintlik die alleen. Okay, en dan is daar 'n spesifieke liedjie van jou wat vir jou persoonlik baie beteken en hoekom? So my liedjie, my eerste liedjie wat ek nou onlangs geskryf het, is Dit is wat dit is. Ek het deur 'n baie groot egskeiding gegaan en ek het maar net my gevoelens geskryf wat ek graag vir my man of my ex-man wou sê op daai stadium. En daai liedjie dink ek van almal, dis dalk nie my beste liedjie nie, maar vir my is dit my secret, my safe place. Dis my liedjie daai. Vertel vir ons 'n bietjie van jou liedjie Sunday Night Tequila. Sunday Night Tequila. Ek en my vriende het bietjie uitgegaan strand toe. Ek het daai tyd in Port Edward gebly en ons het besluit ons gaan nou bietjie kuier op 'n Sondag en ons is na 'n local pub toe. Okay. En ons het daar tequila shots gedrink en ek was so bietjie baie hartseer daai dag. My vriend vra vir my, hoekom lyk jy so hartseer? En ek sê, ag, I'll blame it on the Sunday Night Tequila, en ek hou die shot glas en ek sê, I'll blame it on the Sunday Night Tequila. En ek sê vir hom, daar is 'n naam vir my volgende liedjie. So daai liedjie is absoluut ook om al my gevoelens wat gepaard gegaan het met wat daai dag gebeur het toe ek huis toe is, toe ek die volgende dag wakker geword het, daai liedjie gaan oor daai feelings. En die musiekvideo natuurlik, hoe het die konsep vir die musiek vir jou ontstaan en hoe het dit gevoel toe jy die musiek vir jou nou opgeneem het?
Ek het vir Candice en Kyle hulle ontmoet en ek het net vir hulle gesê ek het hierdie liedjie nou al 'n jaar terug geskryf. Ek wil so graag hierdie liedjie opneem en toe ek hoor hoe mooi die liedjie is, so besluit ek weet jy wat, daai ding moet 'n video kry. En so die een deel is die hartseer, die donker van Mirna en aan die ander kant het ek my hare gestryd en ek is by die ligte en ek het hierdie aandrok en I'm free. So daai feel van daai liedjie beskryf albei kante, want ek is 'n Gemini, so Gemini se twee kante en Sunday Night Tequila het al twee kante van Mirna gewys. Dan met jou vorige liedjie With His Flame. Vertel vir ons weer eens die storie agter die liedjie. Hoe het hierdie liedjie ontstaan? Want ek sien hierdie liedjie op verskeie radiostasies en as ek my Facebook oopmaak, dan sien ek With His Flame. Hoe het With His Flame ontstaan? Weer in 'n bar, in dieselfde bar. Maar. So wat gebeur het is, ek nog steeds gesit en hartseer gewees oor my egskeiding en ek het die dag besluit, nou gaan ek bietjie karaoke, dis die eerste keer wat ek gaan karaoke het aan die Suidkus, ek het in Port Edward gebly en niemand geken nie en ek het alleen daar by die bar gesit en natuurlik met my hartseer en alles en daar het 'n man ingestap en hy het net hierdie wow aan hom gehad en hy het langs my kom sit en ons het net begin gesels en ek het onmiddellik net 'n flame gevoel en ek het net geweet daar gaan iets gebeur. En dis waar my song ontstaan het. Wat was tot dusver die moeilikste deel van jou loopbaan en hoe het jy dit oorkom? Die moeilikste deel, dis 'n moeilike vraag want ek sing nie regtig al so lank nie. Ek het begin sing net na Noot vir Noot in 2007 en ek het nie vreeslik lank toe gesing nie. Toe ontmoet ek my man en ek het my musiek opgegee en ek het eers laas jaar weer regtig begin sing. So dis moeilik om vir my as 'n ouer kunstenaar, want ek meen ek is 50, ek is nie meer my 20s nie. So vir my om nou die mark te betree is bietjie moeilik. Dis moeiliker om shows te kry, maar sodra die mense eers sien wie jy is en hoor wat jy kan doen, dan kom die shows meer en dan sê hulle, Ja. ek het nie geweet jy kan dit doen nie. So ek dink dit is wat ek het oorkom het, is met my liedjies wat ek skryf, my video's wat ek maak, wys dit vir die mense, ek is nie te oud nie, jy sal nooit te oud wees om te kan sing nie. Wie is die grootste inspirasie vir jou as kunstenaar? En hoekom? Mag ek maar sê? Ja. Steve Hofmeyr. Steve Hofmeyr. Ek het Steve Hofmeyr ontmoet, ek was standaard 5. En ek het eendag het ons in 'n winkel ingestap en hy was daar en ek het nog nie die konsep van verstaan van hy het net 'n rol gespeel en hy was Bruce Byers. En vir my was hy Bruce Byers. Ek het nie geweet wie is Steve Hofmeyr nie. Ja. En ek sê vir my maatjies, dis Bruce Byers en hy sê vir my ja, my naam is eintlik Steve Hofmeyr. Ek sê is nie, jy's Bruce Byers en nie ek as 'n 12-jarige dogtertjie 'n argument met Steve Hofmeyr in 'n winkel want hy's Bruce Byers. En net sy musiek, sy digkuns, ek's baie lief vir digkuns. So ek dink as liedjieskrywer beny ek hom verskriklik baie. Hoe motiveer jy jouself as dinge moeilik raak? Daai is ook 'n baie moeilike vraag van omdat ek al so seer gekry het in die lewe, ek het verskriklik seer gekry, sê ek net vir myself, luister na jou eie song, luister na wat jy geskryf het, dis 'n boodskap wat jy vir jouself geskryf het, gaan kyk hoe goed doen jou liedjie, jy het awards gewen vir dit, you can do it, klim uit jou donker gat uit, en ja, dis wat ek myself motiveer, is ek kyk na wat ek bereik het, en ek is nog nie eens 'n jaar besig nie, en ek het al so baie bereik. Nou, gepraat van toekennings, ek het op Facebook gesien dat jy 'n SACMAF toekenning gewen het
vir Sunday Night Tequila of is dit korrek? Ja, ek het laas jaar het ek 2 gewen vir With His Flame en gisterond toe wen ek waar is my sak? My sak maar verwoord vir Sunday Night Tequila Country Video of the Year. Baie geluk. Vertel vir ons, hoe het jy gevoel toe hulle jou naam aangekondig het? Ek dink ek het vreeslik opgewonde gevoel want dit was eers baie later in die aand. So ek sien hoe kry almal hulle awards en hier sit Myrna en sy wag en sy wag. En ek sê naderhand, nee, hier sit ek nou moeg gewag, my bene is lam gesit. Ek moet net so 'n bietjie opstaan en bene stretch. En ek het uitgegaan, net so 'n bietjie asem geskep toe ek terugkom te roep hulle my naam. So Yes. ja, dit is 'n groot eer. Dit was regtig baie lekker. As jy kan teruggaan na jou jonger self, watter raad sou jy vir jong Myrna gee? Moet nooit jou musiek los vir 'n man nie. Want liefde kom en gaan. En jy's nie gegarandeer in jou lewe gaan jou verhouding uitwerk nie. Maar jy is gegarandeer as jy musiek het, jy sal dit vir altyd hê. So, moet nooit ophou vir iemand anders nie. Dit klink nou baie perfekte raad, ek moet sê. Ek dink te veel mense doen dit. Ek dink te veel mense gee op hulle drome, want hulle vind liefde en dan verdwyn alles, weet hulle sien nie kans meer vir daai nie, want hulle is so blind, dat hulle hierdie maskertjie ding aan en hulle kyk net voor hulle. So, te veel mense gee op hulle drome. Wat beteken sukses vir jou persoonlik? Is dit die getalle, is dit die erkenning of is dit iets anders? Dis vir my die erkenning. Daar's vir my niks lekkerder as ek by 'n show is en iemand sê jou liedjie het vir my iets beteken of sjoe, jy het vir 10 minute my weggevat van my probleme af. Weet, daai is my lekker. Die erkenning is vir my, ek dink die beste van alles. Is daar 'n liedjie van iemand anders wat altyd iets in jou wakker maak? The Story. Ek hou van The Story. Ek sing gereeld die country version. Want ons elkeen het 'n storie. En ons almal word ouer en ons almal kry lyne op ons gesig, maar ons sou nie 'n storie gehad het as ons nie iemand gehad het in ons lewe nie. Goed of sleg? Ja. As iemand goed bygedra het, jy het 'n storie. As hulle sleg bygedra het jy 'n storie. So daar's altyd iets om te vertel. So The Story is vir my 'n baie persoonlike, baie diep liedjie. Wat doen jy om te ontspan as jy nou nie musiek maak of optree nie? Ek slaap. Ek love my series. Ek sit my series aan, maar dan raak ek in slaap en ek is baie lief om musiek stories te kyk, soos music and lyrics en enige iets wat vir my wys hoe 'n persoon se musiekloopbaan ontstaan het. Bohemian Rhapsody, ek vrek oor daai ene. Ek het nou onlangs Josie, is dit Josie? Ja, something Josie and the Six gekyk. Of Daisy Jones, Daisy Jones and the Six. So vir my om te sien en Katy Perry se life story, dis my verskriklik lekker om te sien waar hulle was en dat hulle ook maar in bars gesing het, dat hulle ook gestruggle het om dit te maak. Ja. Wat is een ding van jou wat die mense nie dalk weet nie, wat jy graag wil hê hulle moet weet? Een ding van my is, alhoewel die meeste van my songs in 'n bar begin, moet ek sê dit is omdat ek 'n sangeres is en omdat die meeste shows maar in 'n pub of 'n restaurant of 'n ding is. Ja. En al is dit daar waar my songs staan, is ek nie 'n groot drinker nie. Jy sal my kry in 'n bar 'n koffie bestel.
dit is wat ek dink een van die grootste dinge is wat ek wil hê die mense moet weet van my. Wow, okay. Hoe beïnvloed jou omgewing of jou mense jou kreatiewe proses? My omgewing en my mense doen nie regtig nie. Ja, ek het hulle ondersteuning, dit het ek, maar in my writing proses nee. Soos ek sê, my goed ontstaan met ek sal die aand uitgaan en ek sal net 'n sinnetjie sê en 'n liedjie sal ontstaan. So dis nie van ek gaan sit en ek dink okay, nou moet Mirna 'n liedjie skryf, waaroor gaan ek skryf nie. Nee. Dit is 'n ding wat ontydig gebeur. So nie my omgewing of my mense dra by tot dit nie. Okay. Is daar 'n droom samewerking, 'n droom collab wat jy op jou bord het? Of course, wie wil nou nie saam met Steve Hofmeyr sing nie? Wie wil nou nie? Wel, hoopelik kyk hy hierdie en iets gebeur. Ons hou duime vas vir jou. Ag, dankie. Wat kan aanhangers van jou verwag in die komende maande? Okay, so nou die 16de gaan ek deur vereniging toe. Ek het vir my en Lion J 'n liedjie geskryf. Hy's besig met 'n Kersfees album en hy het gesê kan ek 'n duet saam met hom doen en ek vra toe vir hom wie skryf jy liedjies en hy sê toe hy het iemand ek vra toe kan ek my eie liedjie skryf. En hy sê ja, maar onthou dis 'n Kersfees album. Ek sê vir hom Lion, ek is nie een wat ek hou nie regtig van Kersfees liedjies nie en ek weet nie hoe gaan ek 'n Kersfees liedjie skryf nie. Maar toe skryf ek 'n Kersfees love song. En die liedjie se naam is My Front Door. Ja, my liedjie se naam is My Front Door. So dis 'n duet en ek is baie opgewonde om hierdie song te gaan opneem. Dan het ek 'n love song, 'n Afrikaanse love song geskryf, Wasem uit my asem. Dit is 'n verskriklike ook diep, baie mooi song. So ek het 7 liedjies nou op my stokkie wat ek nou moet aan aandag gee en gaan opneem. Okay, ons sien uit. En daar's nog een. Ja. Dit is 'n een oor Afrika, maar ek het hom ook meer as 'n jaar terug geskryf en ek het my mense genade en gesê ek wil hierdie liedjie opneem. Toe sê hulle vir my Mirna, hierdie song is 'n song wat verskillende kulture gaan moet doen. So ons gaan 'n lekker collab doen op hom. Ons gaan 'n paar verskillende sangers van verskillende cultures kry en ek dink daai liedjie is een waaroor ek die meeste uitsien. Ons sien baie uit daarna. Nou Mirna, vir 'n bietjie vermaak gaan ons 'n speletjie speel. Ons kan nie sê watter speletjie nie, want ons spin 'n wiel. So ons het 'n wiel hierso. Ons spin die wiel met 'n paar speletjies op en natuurlik daar waar die wiel land, daai speletjie speel ons. So is jy reg daarvoor? Nee, ek is nie. Maar kom ons doen dit. Kom ons spin. En ons speel stemspel. Nou vir die luisteraars, die kykers en natuurlik Mirna wat nie weet nie, stemspel werk as volg. Ons gee vir jou 'n prompt en jy moet hom natuurlik doen in 3 style. So byvoorbeeld, ons gee vir jou 'n prompt. Jy is in die reën. Dis nat. Jy het nou net klaar geshow. Jy's moeg. Nou moet jy vir ons 'n weergawe doen van Lady Gaga se Poker Face. Oh, cool. Gaan jy vir my die backtrack speel of gaan ek hom nou
Nee, so daai is net die voorbeeld. Dis die voorbeeld van hoe ons dit doen met stemspel. So jy kan letterlik 5 tot 10 sekondes van die liedjie kan jy dan nou sing. Okay, nou is ek net gereën. Ek is moeg. Okay, moet ek begin? So, jou eerste een is, jy loop oor warm kole. Sing vir ons 'n stukkie van Steve Hofmeyr se Pampoen. Okay, kan ek maar begin? Ja. Sing jou woorde teen my vas. Au. Bring jou hele lewe in 'n tas. Ek van die trein na Bloem, au, fontein en die 506. Dis hy. Dan die volgende ene is natuurlik With His Flame wat jy gaan sing. Nou jy gaan With His Flame doen asof jy swem. Kan ek verdrink in hierdie swem? Wel, sink of swem, soos hulle sê, sink of swem. Laat ek net onthou begin my song. Okay. And then he walked in like a storm in the night. I lit up the room where the charm was so bright. He stole my breath away with a single glance. That was awesome. And I knew in that moment I'd dance with his flame. Dis hy. Well done, Myrna. Nee. Jy het dit regtig goed gedoen. Ek moet sê jy het dit goed gedoen. Jy weet jy sit mense op die spot, nee. Ja, nee, dis die doel van die speletjie. Wat die luisteraars en die kykers nie noodwendig weet nie is, ek self het ook nie voorberei vir die speletjies nie. So ons spin net die wiel en ons albei, ek en die gas, maak dit net op soos wat ons gaan. My hond dink ek is mal. Sy lê net hier in die plek. Nou, Myrna, voordat ons kom by iets wat die luisteraars heel moontlik baie na uitsien, watter raad het jy vir jong opkomende kunstenaars? Hou aan en aan, want jy gaan reject word. Jy gaan negatiewe kritiek kry. Jy gaan mense kry wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Maar glo in jouself, moet nooit ophou nie. Luister na die kritiek nou. Luister daarna, maar moenie jou steur aan slegte kritiek nie. Gebruik dit net om jouself te verbeter, om jouself te versterk. En moet net nooit ophou nie. Daar sê, Myrna, baie dankie dat jy vandag hier by Sitkamer Sessies was. Dit was my 'n groot plesier en ek het nie daai swem verwag en daai hittekole nie. Nou, dames en here, luisteraars en kykers, ons gaan julle groet met Myrna wat vir ons 2 liedjies gaan doen. Ons gaan nie vir julle sê wat nie, so julle sal moet uitvind om te hoor wat 'n 2 liedjies sy gaan doen. Baie dankie aan elkeen wat vandag ingeskakel het. Ons sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hierso op Sitkamer Sessies. Dit was Sitkamer Sessies. Ek is Lukas Potgieter en ons groet jou met Myrna Brunet. Baie dankie Lukas, dit was heerlik. In a dimly lit ballroom where shadows roam, darling, I see your face in every corner, every room. The whiskey's warm embrace, a fleeting peace of mind, but your memory still lingers like a ghost left behind.
I've tried to hide. Blame it on the Sunday night tequila for making me remember the love I used to feel for you. Summer nights, we danced under neon skies. Our love was wild, our hearts full of lies. We chased the sunrise, our love would never die. But now I'm left with just this long, lonely goodbye. I'll blame it on the lonely Sunday nights for bringing back your ghost and the memory of you that stays the long after dawn. Blame it on the Sunday night tequila for making me remember the love I used to feel for you. Oh, blame it on the lonely Sunday nights for bringing back your ghost and the memory of you that stays the long after dawn. Blame it on the Sunday night tequila for making me remember the love I used to feel. Blame it on the Sunday night tequila for making me remember the love I used to feel. Oh, blame it on the lonely Sunday nights. Oh, bring back all of these lines across my face. Tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell it to. It's true, I was made for you. I've climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blues. I crossed all the lines and I broke all the rules, but baby, I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000 you do. I was made for you. En hierdie is die deel wat ek sê, elke persoon het 'n storie, of jy oud is of jy jonk is. En ons het lyn op ons gesit toe hoe meer ons oud word. Met elke veroudering in ons lewe kry ons meer plooie, maar ons het stories om te vertel. En elke lyntjie op my gesig vertel 'n storie van wie ek is, van wie Myrna is. En ek is net dag spyt vir wat ek gedoen het nie. You see the smile that's on my mouth, it's hiding the words that don't come out. And all of my friends who think that I'm blessed, they don't know my head is a mess. No, they don't know who I really am, and they don't know what I've been through like you do. I was made for you. All of these lines across my face,
you've got no one to tell him to it's true. I was made for you. Oh yes, it's true that I was made for you. Baie dankie. Dit was so lekker om so met julle te kuier. Groete van my, Mirna Brunet.